Julle, ek wil vandag met julle gesels oor 'n verskriklike sterk onderwerp wat die Here in my hart gelê het hierdie week. En dis lekker om met julle daaroor te kan praat, nie dat ek dit gaan soek het om te sê wat ek oor vandag kan praat nie, maar omdat ek dit ervaar het vandag, of nie vandag nie, in hierdie week. En dit is om met ontzag vir God te leef. Ek wonder of weet julle wat beteken dit om met ontzag vir God te lewe. Kyk, jy kry gehoorsaamheid en jy weet die Here is ons gesag, maar om met ontzag vir God te lewe is bitterlik belangrik. En die boodskap gaan vandag oor ontzag vir God. En om die res van die preek te verstaan wat die Here gegee het, die boodskap wat hy gegee het vandag, moet ons eers ontzag verstaan, want ons almal loop met 'n vraag waarmee ons rondloop, ons almal is kinders van die Here, en daar's niks wat ek vir jou kan leer vandag nie. Niks nie. Die Heilige Gees wil vandag jou kom volmaak. Ons almal is bekers en koppies, maar die Here wil hê jy moet jouself leegmaak. Hy wil jou vandag volmaak, want jy gaan hierdie week, een of ander tyd, gaan iemand aan jou stamp en aan jou stoot, en hy gaan jou ruk en pluk, en iets gaan uit jou koppie uitval. En die vraag is, wat gaan uitkom as iemand aan jou stoot vandag? As ek loop met 'n beker koffie en iemand stamp my, hoekom val daar koffie uit? Omdat hy my gestamp het? Nee, want daar's koffie in die beker. Anders sou daar water uitgeval het. So ons is hierso vandag, die Here het jou genooi om jou koppie en jou beker te bring, sodat hy jou kan volmaak. So wanneer hierdie week kom en daar kom 'n challenge in jou lewe en jy gaan, soos wat ons weet, dis moeilike tye wat hier is. En iemand gaan aan jou ruk en stoot en stamp. En wat gaan uit jou koppie uitkom is waarmee jy gevul gaan word. Ek kan dit nie vir jou gee nie, maar ek weet die Heilige Gees gaan dit vir jou vul vandag. So, ons almal sit hier so vandag en ons is kinders van die Here, ek weet dit en ek glo dit. Maar ons almal sit ook met dieselfde vraag ook altyd is, wat is dit Here wat U wil hê moet ek doen? Ek is 'n kind van U, ek kom kerk toe en ek lees my woord, maar wat is dit wat U van my verwag? Wat wil U moet ek doen? Toe skryf ek die vraag neer wat ek nou as 'n kind vir my pa sal vra en vir God as 'n pa. Here, wat moet ek doen? So wat moet ek doen, Here? U is my God, U is my koning, wat moet ek doen? Hoe moet ek dit doen, Here? Hoekom moet ek dit doen? Dis mos die vraag wat alle kinders sal vra. As ek vir hom iets sê, as ek my laaitjie sê, tel iets op en sê vir my, hoekom? Nou ek vra dieselfde vraag vir Here, Here, hoekom moet ek dit doen? En as ek dit dan doen, wanneer moet ek dit doen? Dit wat U van my vra. Okay, so kom ons begin met die ontzag. In Lukas 11 vers 27 het ek 'n verskriklike mooi stuk gekry. Jesus is besig om te praat en die mense luister en 'n vrou luister en sy word so gevul met die Heilige Gees van wat Jesus besig is om te praat, dat sy in die skare staan en sy roep uit. Lukas 11 vers 27, terwyl Jesus nog besig was om te praat, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê, hoe bevoorreg is die vrou wat U in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het. Ek dink sy het vir Jesus gehoor praat en sy is 'n ma en sy dink seker aan Maria en sy luister en sy kom agter wie Jesus is. En sy sê en sy skree sommer in die skare uit en ek glo seker die Heilige Gees wat haar gelei het. En sy sê, hoe bevoorreg is die vrou wat U in haar liggaam gedra het en aan haar bors laat drink het. Hoe bevoorreg is daai vrou? Sy ervaar net hierdie van 'n ma wees van 'n kind, maar imagine 'n ma van Jesus wees. Hoe moet dit wees? En Jesus kyk aan hy sê, maar hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit doen. Dit wat jy hoor, wat ek vandag hier sê, nie ek nie, die Heilige Gees in my, dit wat ek vandag hier so sê, ek is net 'n luidspreker. Om dit te hoor en dit te doen, is meer bevoorreg as om Maria te wees, wat Jesus in haar maag gedra het, en hom laat drink het aan haar bors. Dis net om die woord van Jesus te hoor en dit te gehoorsaam. Daarom sê die Here, moet jy vir hom ontzag hê. Ontzag is eerbiedige vrees. Kyk, jy het ontzag vir iemand, as jy begin agterkom,
iemand is jou meerdere. Jy is bietjie minder. En daarom wil ek vir julle gou vertel van, daar's 'n paar vrouens van wie ek hierso gelees het. Hierdie is die eerste ene. Maar daar's 3 ander vrouens van wie ek julle gou vanoggend wil vertel, wat 'n verskriklike groot indruk in my lewe gemaak het, om te verstaan wat onsag is vir God. Ek wil hê julle moet hierdie gedeelte verstaan. Onsag vir God. En daar was 2 vrouens, hulle was gewees, ek hoop ek spreek hulle name uit, Sifra en Pua. En hulle was in die Egiptiese in die diens van die farao, van die koning van Egipte gewees. En die 2 vrouens het verskriklike onsag vir God gehad. Maar hulle het nog steeds gewerk vir die koning van Egipte. En hy het volmag gehad oor lewe en dood in sy land. En die vrouens het dit geweet, maar hulle is 2 vroedvrouens. Dis mos die regte woord, vroedvrou, wat mos babetjies gevang het, daai jare. En my vrou lees 'n stuk, en sy het behandel hierdie stuk in die week, en dit is in Exodus 1 vers 17. Hoor gou hierso. Die farao beveel die 2 vrouens. Hy sê, luister, hierdie klomp Jode hierso is besig om regtig te veel mense te raak vir ons. So ek beveel julle om wanneer die seentjies gebore te word, hulle om die lewe te bring. En as daar dogtertjies is, om hulle maar te laat lewe. Nou kan jy dink as die koning van Egipte vir die vroedvrouens dit sê, en hulle het hy het gesag, so hulle moet hom gehoorsaam. Maar kyk wat doen die 2 vrouens. Maar die vroedvroue het God gedien, en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroue ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die farao, die Hebreëse vrouens is nog nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel, sodat die vroedvroue by hulle kom, is die kind reeds gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou meer en baie talryk word. God het toe die vroedvrouens self ook voorspoedig gemaak, omdat hulle hom gedien het, en hy hulle huisgesinne gegee het. Kyk wat met die 2 vrouens gebeur het, is hulle het geweet, die koning van Farao het gesag oor hulle, selfs oor hulle lewens, maar hulle het ontzag vir God gehad. Dit beteken, hulle het 'n eerbiedige vrees gehad. Hulle het geweet dat die gevolg om nie vir God te luister nie, en eerder vir die koning van Egipte, het 'n baie erger gevolg op hulle lewens gehad. En daarom het hulle geweet, hulle het ontzag vir God. En dis baie keer ons probleem ook, vir wie jy ontzag. Die Here praat met jou, en hy stuur jou om gehoorsaam te wees. Maar ons het baie keer meer ontzag vir die wêreld daar buitekant. Ek is meer bekommerd oor wat die wêreld gaan dink, wat ek nou gaan doen, as die gevolg om nie te luister na wat die Here vir my nou sê ek moet doen nie. Het jy meer ontzag vir die wêreld as vir God? Hoekom ek hierdie stuk vir julle sê, is omdat ons by die vraag gaan kom, die vraag, hoekom is ek hierso as 'n kind van God? En ek vra hierdie vraag, want aan die einde hiervan is die antwoord al reeds gegee. So jou uiteinde is al klaar neergeskryf. Ek wil dit vir julle sê. Net soos die duiwel weet wat sy einde is. Die Here sê, daar's 'n put met vuur, en jou uiteinde, jy het reeds verloor. Jou uiteinde is al klaar daarso. So jy kan doen wat jy wil, die einde is al klaar, jy weet wat jou einde is. Imagine dit. Imagine die Here sê vir jou, luister, jou uiteinde is klaar neergeskryf. Daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Dis die duiwel. Maar daar's ook 'n uiteinde van ons lewe, ons gaan net daarby kom. Daar's iets wat ons gaan doen, en die Here sê, jy gaan dit doen, jy sal dit doen, en elke mens sal dit doen. En jou lewe gaan hierop gebaseer word. Ons gaan nou daarby kom. Nou wil ek julle die derde persoon vertel, wat 'n indruk gemaak het, weer 'n keer 'n vrou, en hierdie keer 'n klein dogtertjie. En ons dink baie keer, ons gaan die kinders leer, maar die kinders leer vir ons baie keer 'n ongelooflike les.
Want die Heilige Gees is klaar in die rein kindertjies. Hulle is rein en die Here is al reeds in hulle, moet hulle nie gering ag nie. Voor ek die storie vertel, vir julle sê, vanoggend lê ek voor die Here en ek sê, Hemelse Vader, ek gaan voor die gemeente sit, ek gaan daar so staan. Maar wanneer ek hier staan, wil ek U graag sien. Ek wil U sien. En die Here sê vir my, FC, kyk vir die mense voor jou, dan sal jy my sien. Kyk vir hulle. Ek het hulle gestuur. Dis my kinders. Hulle verteenwoordig my. En daarom het ek die Here die woorde gesê, wat jy nie vir die geringstes gedoen het nie, het jy nie vir my gedoen nie. En met daai woorde wys die Here vir my dat die mense wat voor my sit, hy sê, sien my in hulle. Sien hulle, en dan sien jy my. Ek hou Sondagskool nou die dag, en ek sê daar so, nou wil ek vir die kinders leer van hierdie ontsag. Maar toe het ek nog nie op die woord ontsag gekom nie. Ek was nog by vrees gewees. En ek wil die kinders graag leer, wat is dit om 'n heilige vrees te hê vir hierdie God. Sodat wanneer jy hierdie vrees het, dan gaan jy hom gehoorsaam. En dan sal jy doen wat hy sê. En ek vat die voorbeeld, ek sê vir hulle, okay, julle almal sit gou hierso voor my, en die hele klasie sit daar so, en ek sê vir hulle, luister hierso. As die Here vandag jou pa saam met jou stuur skool toe. Nou nie net vandag nie, sommer vir die hele week. Hy gaan by jou wees, maar hy gaan langs jou sit, hy gaan saam met jou pouse hou, hy gaan in die klas wees. Hy gaan huis toe gaan en hy gaan by jou slaap en hy gaan weer môreoggend wakker word, hy gaan weer saam met jou skool toe gaan. Wat gaan jy verkeerd doen? Wat sal jy verkeerd doen by die skool? Nou wat ek nou wou gehad het, hulle moet sê is, joh, nee, ek is baie bang. Ek sal niks verkeerd doen nie. Want dis die antwoord wat ek uit hulle uit. Ek vra vir hulle vraag, maar ek wil hê hulle moet vir my die antwoord teruggee, wat ek graag wil hoor. En ek sit daar so en ek dog toe, ek weet nie of sy hier vandag is nie, Carmen, wel sy is nou nie hierso nie, maar sou ek hierso gewees het. Sy is nou die dag is sy gedoop, hierso by ons, ek weet nie of julle haar sal onthou nie. Ek dink sy is 11 jaar oud, nee, 10 of 11. Sy sit toe voor my, en ek gebruik haar sommer as 'n voorbeeld. Ek sê, Carmen, sê my gou, nou is jy's die voorbeeld, jou pa gaan vandag die hele dag saam met jou skool toe. En jy gaan moet luister na wat hy vir jou sê. Wat sal jy verkeerd doen? En weer 'n keer wil ek hê sy moet hard sê, ek sal te bang wees om iets verkeerd te doen. Maar sy verras my verskriklik. Sy sit so rukkie en sy ding so en sy kyk af. En sy sê vir my, oom, ek sal eers vir my pa vra, mag ek dit doen? Of mag ek hierdie doen, voor ek enigiets doen? Sy gaan eers vir haar pa vra, nie vrees nie, net vra, mag ek maar pa, kan ek maar, en dan weet sy, dan sê hy okay, en ek sit daar so, en ek wil so graag met hulle praat, maar ek so kwaad vir myself, want nou is hierdie klein dogter, ek moet die les gee, en sy is besig om vir my 'n verskriklike dierles te leer. Het gaan nie oor vrees vir God nie, dit gaan om gehoorsaam te wees, en vir hom net te vra, Here, ek gaan vandag, mag ek hierdie doen, of mag ek nie hierdie doen nie? Joh, Here, daar's 'n mooi vrou, kan ek vir haar kyk? Nee, maar partykeer wil ons nie die vraag vra nie. En dis almal het 'n vraag waarmee ons besig is, maar jy's bietjie te bang om dit te vra. So nou bly jy eerder stil. En sy leer my 'n les. Voordat jy enigiets doen, omdat ek ontsag het vir my pa, sal ek net vir hom vra, pa, mag ek dit doen? En ek kry die les van my lewe. Ewe skielik verander dit my hele uitkyk oor Jesus, wie hy is, hoe ek hierdie pa van my sien, nie met 'n vrees nie, maar met 'n ontsag vir my meerdere. Hy's meer as ek. Hierdie ontsag wat hierdie twee vrouens gehad het hulle vreesloos gemaak vir die koning van Egipte. In Spreuke 14 vers 26 staan daar so. Hoor gou hierdie mooi woorde, in ontsag vir God lê daar sterk vertroue, en vir iemand se kinders bied dit 'n skuilplek. Om ontsag te hê vir God, lê daar sterk vertroue, vir iemand se kinders bied dit skuilplek. Nou gaan ek vir julle sê, voor ek hierso aangaan met die volgende vers, het ek hierdie gister ervaar. Ons is daar by die kinderafsluiting,
en die kinders moet swem. En een van die seentjies wat daar so is, sê vir een van die paas wat daar is, hy kan swem. Maar hy kan nie swem nie. Glad nie swem nie. En dit laat my toe baie dink aan ons kinders van die Here. Ek weet wat om te doen. Jy weet glad nie wat om te doen nie. Dis soos hierdie kind. Hy mag gelukkig, die pa het gesê, ek vat verantwoordelikheid vir jou seun as hy saam met my kom vandag. So daarom trek ek vir hierdie seentjies vlekkies aan, al sê hy kan swem, hy's in my toesig. So ek sal na hom kyk. Pa, jy hoef nie te vrees nie. Die seentjie gaan toe af, en toe in die water kom, het hy 'n groot skrik gekry, want hy het vlekkies aan, en hy spartel en hy swem. Gelukkig het hy vlekkies aan, so daar kan nie regtig iets met hom gebeur nie, maar die skrik is vir hom verskriklik. Want iewesklik kom hy agter, hy het vlekkies aan, hy het gesê, maar nou is hy in die water, hy moet nou trap. En weet julle wat, ek ervaar hierdie, wat ontzag vir God, en hierdie pa, wat weet, hy moet ontzag hê vir God, en hy is in die verantwoordelikheid van iemand se seun, daai kind spartel net daarso. Ek staan by hom, ek vat my hand uit, maar omdat hy weet, hierdie kind is in sy toesig gelaat, spring hy met klere en alles in die water en om daai kind te gaan uithaal. Ontzag sal kinders se lewe red. Jou ontzag sal jou kinders se lewe red. Het jy ontzag vir God? Dit sal jou kinders se lewe red. Ontzag vir die Here is 'n bron van lewe, sodat die vangstrukke van die lewe vermy kan word. Om ontzag te hê vir God, daar's 'n spul vangstrukke in die lewe wat die duiwel uitsit. Hy stap rond soos 'n brullende leeu. Hy's nie 'n brullende leeu nie. Hy stap rond soos 'n brullende leeu. Maar hy's besig om vir jou vangstrukke uit te sit. En die Here sê hierso in Spreuke 14 vers 27. Ontzag vir die Here is 'n bron van lewe sodat vangstrukke van die lewe vir my kan word. So as ek ontzag het vir God, vir wie hy is, vir my meerdere, vir die een in wie ek staat maak, is daai vangstrukke verniet daar. Duiwel kan hulle maar daar plaas, maar die Here sal my uit daai vangstrukke uithou, sodat ek nie verstrengel raak daarin nie. Nou, om dit te kan verstaan, moet ons wysheid hê. Ek kan hierdie vir jou sê, en jy neem kennis van wat ek sê. Maar God wil hê, jy moet wysheid hê, om dit te verstaan. Kennis ontvang ek van myself, en dis maar net my ou breintjie wat ek het. Party mense dink hulle is slim, en dink dit baie kennis. Party mense is regtig slim, heel wat slimmer as ek. Maar wysheid kom van die Heilige Gees af. En wysheid is om vrees te hê, om ontzag te hê. Wysheid begin met vrees vir God. Wysheid begin met ontzag vir wie God is. Ek het hierdie grapie eendag vertel by kerk, maar dit het my net weer opgeval toe ek hieraan gedink het. Die verskil tussen kennis en wysheid. Kennis sê vir my 'n tamatie is 'n vrug. Wysheid sê vir my ek sit nie 'n tamatie in 'n vrugteslaai nie. Dis die verskil. Ek weet waar hy hoort. Hierdie vangstrukke wat vir ons daarso neergesit word deur ontzag van God, word jy van vrygehou, sodat jy nie daarin hoef te trap hierdie week nie. En ek sê vir julle hierdie, omdat ek in hierdie selfde week, is daai vangstrukke vir my uitgesit. Maar ek kom dit nou eers agter, nou dat ek terugkyk, die vangstruk is uitgesit, maar ek het nie daaraan getrap nie. En ek kon daaraan trap. Maar omdat ek ontzag het vir God, het die Here my vrygemaak. Daai lus is daar, maar die Here kom en hy maak hom net los. Jy hoef nie daaraan vasgevang te wees nie. Vrees vir God. Ontzag vir God. En ek sê nie vrees soos in bang nie, ek sê vrees met ontzag. Want om ontzag te hê vir die Here maak jou vreesloos. En om vreesloos vir die Here te wees, om 'n vrees te hê vir die Here, maak dat jy vreesloos kan lewe. Dat jy nie in vrees hoef te lewe vir dit wat kom en dit wat gebeur nou in jou lewe nie.
Soos wat ons vanoggend hoor, hier's mense wat siek is en hier's mense wat deur dinge gaan. En dit is 'n manier om vrees in jou aan te wakker. Here, sal U daar wees? Gaan U my hierdeur kan vat? Hoe gaan ek hierdeur kom? Kan ek hierdeur kom? En eweslik het dink ek nou aan 'n stuk wat ek al gesien het en die Here gebruik baie keer die natuur. Buffels en beeste. Dit lyk baie dieselfde, maar hulle is glad nie. Wanneer daar 'n storm kom, gaan buffels en hulle hardloop 'n storm in. Hulle hardloop na die storm toe. En 'n bees, as daar 'n bees is, draai om en hy hardloop van die storm af weg. Wat is die verskil tussen die twee? Die een face die storm en kom vinnig daardeur. Die ander een hardloop heeltyd in hierdie storm. Sy vrees maak dat hy daarin bly, omdat hy nie ontzag het nie vir wie God is. Daarom sou ek baie keer kry, ek weet jy of jy al gesien het, veral met springbokke ook, as hulle hardloop, jy al gesien hoe pronk 'n springbok, dit is verskriklik mooi. Dit beteken as daar 'n leeu kom, wanneer die duiwel kom, en hy wil jou bang maak, en hy loop rond soos 'n brullende leeu, wat maak springbokke as hulle 'n leeu sien? Onmiddellik tel hulle daai stertjies agteroor, en hulle pronk. En hulle begin te spring en hulle hardloop. Hoekom doen hulle dit? Hy wys vir die duiwel, jy kan maar kom, ek is fiks, ek is sterk, jy kan my maar eerder los, soek vir jou 'n ander prooi. Dan is daar ander van hulle, wat 'n klein bietjie siek is, en bietjie oud is, en nie lekker is nie. En hulle sien die leeu, maar uit vrees trek hy sy stert krom tussen sy bene, en hy wys vir die duiwel, ek is die een wat jy kan tackle. Om vreesloos en ontzag vir God te lewe, beteken is om te pronk vir wie God is, voor die duiwel, voor die vyand. En om te weet, ek kan vreesloos wees. Jy kan my maar los my. Nou wil ek kom by hierdie antwoord. Hierdie is die antwoord, glo ek, want die Here het dit vir my gegee, soos wat ek dit nodig het. En daarom gee ek dit vir julle vandag, sodat julle bekers en julle koppies kan vul, vir wanneer iets hierdie week met jou gebeur, 'n vraag wat jy het, wat jy vir die Here vra, 'n situasie waarin jy is, en hoe ek daardeur moet kom, wat ek moet doen, hoekom ek daarin is, en wat moet ek nou doen? Nou die eerste vraag wat ek gevra het is, wat moet ek doen, Here? Ek het hierdie selfde vraag gevra. Here, ek is U kind. Ek is U seun. Ek lees U woord. Hier staan ek met U swaard. Ek lees hom. U vul my met hom. Wat moet ek doen, Here? En die Here vat hy my na Johannes 6 vers 28 toe. Dis lekker, ek weet ek blaai stadig, maar ek wil dit graag vir julle lees uit hierdie swaard uit. Want hierdie is ons krag. Gelukkig het ek die plekke gehou. Hoopelik. Ek wens ek kan die Bybel net gememoriseer het, dat ek nie altyd hoef te sukkel nie. Johannes 6 vers 28. Wat moet ek doen, Here? Wat moet ek doen? Dis die vraag wat elkeen van julle ook vra, ek weet dit. Wat wil U hê moet ek doen in my situasie nou? Ek is 'n kind van U, maar wat wil U hê moet ek nou doen? Hulle vra hom toe, wat moet ek doen wat God van my verlang? Hier vra ouens duisende jare terug dieselfde vraag as waarmee ek en jy sit. Here, wat moet ek doen? Maar gelukkig praat hulle hierso, nie die bron is nou binne in my, dis die Heilige Gees wat praat, maar hier praat hulle met die bron self. Dink hoe lekker moet dit wees. En Jesus antwoord hulle, wat God van jou verlang, is dat jy moet glo in hom wat hy gestuur het. Jy's 'n kind van hom, nou sê hy vir jou, glo in hom wat hy gestuur het. Wat Jesus sê is glo in my.
Matteus 6 vers 33 gee dan vir ons die antwoord. Wat moet ek doen, Here? Die Here sê, soek allereers die koninkryk van God. Wat ook al jy nodig het hierdie week, in jou situasie, ek weet nie waar jy is nie, wat ook al jy soek, sal die Vader vir jou gee uit sy oorvloed. Die Here sê, alles behoort aan my. Die antwoord op jou vraag lê by my. Die genesing wat jy soek, lê by my. Die hoop wat jy soek, is binne my. Soek my. Soek my. Die mense het vir Jesus begin soek. Ekskuus julle, ons nou gaan nie, is reg. Is julle okay? Okay. Hulle sit weet, dis net die stoel, okay, moenie worry, dis net die stoele wat daar so omgeval het. Luister hierso julle. Ekskuus, ek hoop julle is okay. Okay. Soek alleers die koninkryk van God. Dis die eerste antwoord wat die Here vir jou sê. Wat moet ek doen? Tweede een is, hoe moet ek dit doen, Here? Hoe moet ek hierdie doen wat U van my verwag? U sê, soek allereers die koninkryk. Hoe moet ek dit doen, Here? En die Here wys vir my, sê in Matteus 22 vers 37 sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. Soek die koninkryk. Wat moet ek doen? Soek die koninkryk. Hoe moet ek dit doen, Here? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. So wat ook al jy gaan doen hierdie week aan iemand, is dit wat jy gaan doen aan God. Dink gou mooi die gevolg van jou aksies hierdie week. Alles wat jy gaan doen aan iemand, gaan jy doen aan God. As iemand jou skel, hoe gaan jy hom antwoord? As iemand jou indoen, wat gaan jy gee? Die Here sê, as jy vir jou boekleed gee, gee jy onderkleed ook, man. Hoekom laat julle julself nie eerder indoen nie? Hoekom moet ek dit doen, Here? As iemand vir my sê, ek soek jou boekleed, sê, luister, hier is my onderkleed ook, dis wat U van my verwag. Nou, soos 'n kind sê ek ook vir die Here, en soos wat my seuns baie met my doen, hoekom? Maar gelukkig antwoord die Here ons nie soos 'n pa nie. Imagine die Here moes ons geantwoord het, soos wat ons kinders antwoord, want ek sê so. Dit sal, gelukkig is ons nie soos die Here nie, en hy ken dit. So hy antwoord nie, want ek sê so nie. Hy kan, want ek het ontzag vir hom, maar hy doen dit nie. Hy antwoord ons eerder soos in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God vir FC. Want so lief het ek jou. Dit is nie want so lief het jy my nie. Ons sing baie keer, ek het U lief o Heer, 'n pragtige lied. Maar weet jy wat jy sê? Kan jy die Here lief hê soos wat hy jou lief het? Nie naaste by nie, né? Daarom sê hy, want so lief het ek jou. Vat hierdie soos rema. Vat hierdie dat die Here met jou praat spesifiek vandag. Wat ook al jou naam is. Nie, want so lief het FC die Here. Here, ek het U so lief. En daarom sê die Here, omdat jy my so lief het, stuur ek my seun. En hy sterf vir jou nie. Kan hom nie genoeg lief hê nie. Die Here sê, nee. Want so lief het ek die wêreld, beteken vir jou. So lief het ek jou FC, dat ek my seun gestuur het. Sodat wanneer jy in my glo, jy nie verlore sal gaan nie, maar jy die ewige lewe sal hê. Here, wanneer moet ek dit doen? Ek weet nou wat ek moet doen, Here. Ek weet hoe U wil hê ek moet doen. Ek weet hoekom U nou wil hê ek dit moet doen. Maar wanneer wil U hê moet ek dit doen? Jesaja 55 vers 6 tot 9 sê verskriklik mooi. Hy sê, vra na die wil van die Here. Soos daai dogtertjie sê, ek sal my pa vra uit ontzag. Vra na die wil van die Here.
terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Wanneer is dit? Môre, oormôre en die dag daarna, die duiwel gaan vir jou sê, luister, yes, jy moet dit doen, roep die Here aan, asseblief. Roep hom aan. Kan jy glo die duiwel sou dit vir jou sê? Hy sê dit. Doen dit net môre. Doen dit net môre. Vandag's nog oukei. Ons gaan nog vandag aan, môre begin die dieet. Ons sal môre begin, ek gaan nog vandag lekker eet. Hy sê, doen dit môre. Wat sê die Here? Hy sê in Hebreërs, sê hy, vandag. Vandag. Dink gou daaraan julle, terwyl daar nog 'n vandag is. Ek wil vir jou vra, hoeveel vandag het jy nog oor? Wat as vandag my laaste vandag is? Wat as hierdie Sondag my laaste vandag is? Asseblief, ek vra dit nie uit my eie uit nie. Ek weet die Heilige Gees vra hierdie vraag vir jou en hy beveel jou eintlik. Wat as vandag jou laaste vandag is? Nou gaan ek dit vir julle sê, hoekom die Here hierdie vir my so gewys het. Want ek het hierdie vraag gevra en dit is so lekker om met my Pa te praat. Want as ek met hom praat, dan antwoord hy my. Hy antwoord my. Hierso. Hoeveel van julle het julle swaarde hierso? Hoe sal 'n soldaat beklei sonder sy swaard? Hoe sal jy die oorlog ingaan sonder jou swaard? En nou wil ek vir julle iets vertel wat ons met onsself bespreek hierdie laaste tyd. En ek wil dit sommer nou net hierso indruk, net dat julle verstaan, wat is hierdie swaard wat ek kan vashou? Dis hoekom hy by my is. Ja, ek kan dit neerskryf, ja, ek kan dit op my foon hou. Maar die Here het vir my gesê, FC, hierdie is jou wapen. Dra hom by jou. Want hy gaan maak dat jy kan verdedig, en hy gaan maak dat jy kan aanval. En baie keer sal die vyand net jou swaard sien, en klaar loop. En as hy jou sien sonder jou wapen, weet hy, jy het nie 'n wapen om jou te beklei nie. Maar die wapen, soos met my vandag, is bitterlik gevaarlik, julle. Wat gebeur wanneer jy 'n wapen, soos 'n mes, in 'n 5-jarige kind se hand druk? Wat is die wapen, soos 'n mes, in my seentjie se hande? Wat gebeur? Hy gaan homself nie verdedig nie. Hy gaan homself en die mense om hom seermaak. Net so is hierdie woord, voordat ek nog vandag hier kom, en nou gaan ek vir julle sê, wat is die vrees wat ek het, in ontzag vir wie God is? Dat ek voordat ek hierso kan kom staan, voor hom moet gaan lê, en sê, Here, u swaard, nie in my hande nie, bitterlik gevaarlik. U swaard in u hande, binne in my. Sodat wanneer ek dit gee, dat ek iemand nie seermaak en wegjaag nie. Hierdie woord van waarheid in my hande is 'n bitterlike gevaarlike wapen, julle. Onthou dit. Wanneer ek die woord gee, volgens FC se wil, volgens FC se opinie en volgens wat ek dink, kan ek daarom kry jy mense wat sê, as dit kinders is van die Here, as dit is wat die Here van my verwag, as dit is hoe ek moet wees, dan wil ek eerder niks daarvan af weet nie. Nou so antwoord die Here my, en hy gee vir my 'n antwoord, wat moet ek doen? Soek my, hoe moet ek dit doen? Jy moet die Here jou God lief hê. Hoekom? Want so lief het ek jou, FC. Wanneer moet ek doen? Vandag. Want, sê die Here, en hier kom die ding. Dit is nou waar die vyand vasgevang is, maar waarin ons vry is. Die vyand weet reeds, Here het vir hom gesê, wat is jou einde? Hy kan niks daaromtrent doen nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, want hy het die einde van sy storie gehoor. Daar's vir hom geen kans meer nie. Hy weet dit is 'n vuurput. En hy weet dit is ketTINGS waarna hy geboei is. En hy weet hy sal tot in alle ewigheid nooit weer daaruit kan vrykom nie. Dit is jou einde. Right out. Duiwel, lees maar die begin. Jy kan niks daaraan doen nie.
so die Here ook vir ons, vir elkeen van ons, en ek wil hê julle moet hierdie begryp en mooi verstaan. Filippense 2 vers 9 sê, en hierso gee die Here vir ons, nie net ons as kinders van die Here nie, maar elke liewe mens wat bestaan. Elke ou wat hier sit, elke ou daar buitekant en elke persoon wat luister vandag na hierdie preek, gaan die Here gou vir hom sy einde sê. OK. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Ek is God. Ek gee vir jou einde. Ek gee jou nou al jou einde. Wat ook al jy kies, wat jy doen, jou knie sal voor my buig en jou tong sal vir my bely, ek is God. Nou het jy 'n keuse. Ek kan my knie nou buig en nou bely en vir ewig saam met hom wees, of ek sal eendag my knie voor hom buig en dit bely en vir ewig sonder hom wees. Wat is jou keuse? Onthou, hierdie is nie vrees wat ek vir julle gee nie. Hierdie is goeie nuus. Ons kom hiernatoe vir goeie nuus. Ons is hierso om vol te maak, om goeie nuus te kan gee. Om iemand se koppie te kan volmaak. Om iemand se beker te kan volmaak. Sodat die Heilige Gees iemand kan versadig maak met dit wat jy hoor vandag. Dis nie om uit te gaan vir iemand te sê, luister, jy moet jou lewe reg kry, jy gaan jou knie buig nie. Dis om liefde te gaan lewe, sodat iemand sy knie nou al buig en nou al bely wie Jesus is. Ek sal vir jou sê, as dit die uiteinde is wat die Here vir ons sê, hierdie ewige lewe, hierdie fantastiese lewe, en hoe om dit nie te mis nie, en hoe om by hom vir ewig te wees, wat moet ek dan doen om dit te mis? Ek wil graag net met julle hierdie deel, want ek het hierdie stuk gelees, en het my baie hard geslaan. Paulus stap, en hy loop lekker rond, en hy is op pad om al die Christene te vervolg, en weer 'n keer skyn die Here, en hy verskyn aan hom. Wie is hy? Hy is besig om Here se kinders uit te moor. Vrouens, kinders, mans, as gevolg van dit wat hulle bely. Hy is besig om hulle dood te maak, en die Here skyn sy lig op hom. En soos wat ek vir jou gesê het, wat jy aan iemand gaan doen, doen jy aan die Here, en luister mooi, die Here sê vir hom, Saulus, waarom vervolg jy my? Hoekom is jy besig om my in die tronk te druk? Hoekom is jy besig om my te martel? Hoekom is jy besig om my te skei van my kinders, om my te skei van my man, om my te skei van my vriende? As gevolg van goeie nuus. Hoekom doen jy dit aan my? Hy sê, wie is u, Here? Hy sê, ek is Jesus. Ek is die seun van God. Wat jy aan mense doen, doen jy aan my. Ek sal nie net jou verander nie, maar ek verander jou naam, verander alles van jou, sodat jy moet weet wie binne in jou is en wie jy vervolg. So wat moes, voordat hy Paulus geword het, wat moes hy doen, om dit dan nie in die hemel te maak nie, want hier skyn God sy lig op hom, hier praat hy met hom, en hier stuur hy hom. Wat moet hy doen, om die ewige lewe nie te maak nie? Niks. Hy kan maar net die presiese selfde lewe, aanhou lewe, is wat hy gelewe het, nadat die Here met hom gepraat het. As die Here met jou praat, wanneer hy met jou praat, en jy hoor wat hy sê, en jy het ontzag vir hom, maar jy lewe nog presies dieselfde lewe, dag vir dag vir dag, het ek vir jou slegte nuus. Terwyl daar nog 'n vandag is, sê die Here, soek my. Soek my. Die Here kruip nie vir ons weg nie. Hy sê, as jy my soek, sal jy my vind. As jy my roep, sal ek jou antwoord. As jy my vra, sal ek jou gee. Ons vra partykeer uit ons selfsugtige begeertes, goeders heel wat groter, is wat ons nodig het. Ek wil graag vir ons afsluit
met die laaste klein stukkie, en ek het hierdie gedeel met ons manne biduur in die oggend, maar ek wil dit graag vandag ook met julle deel. As julle wil, kan julle saam met my daartoe blaai, want ek glo, hierdie gaan baie mense se lewens aanraak, want die Heilige Gees hierdie vir jou ook openbaar. En dit is as gevolg van ons monde, julle. Ons gaan hier so uitgaan vandag, en ons gaan baie mense aanraak. Maar raai waarmee? Met my mond. Ek gaan my vrou aanraak met my mond. Ek gaan my kinders aanraak met my mond. Ek gaan kinders van die Here aanraak met my mond. Dit wat ek gaan doen, gaan hier uitkom, maar wat hiervan vol is, gaan hier uitloop. Maar uit ontzag vir wie God is, maak ek myself leeg en maak ek myself vol met hom, sodat wanneer dit wat hier uitkom, ek weet ek kan iemand gaan raak. Hoe gaan ek aan hom raak? Nou wil ek vir julle sê, hierdie is vir my verskriklik mooi. Ek hoop hierdie gaan jou ook so aanraak. Psalm 12 vanaf vers 7. Luister ook wie hierso praat om hierdie te verstaan. Daar is niks vals in wat die Here sê nie. Daar is niks vals wat by die Here se mond uitkom nie. Daar is geen valsheid in sy woord nie. Hoe weet ek dit? Sy woorde is so silwer wat oor en oor gesuiwer word. Onthou, dis God wat praat hierso. Dis die Here. Hy sê, ek is God. Voordat ek praat, word dit wat ek sê, binne in my, so silwer gesmeld word. Ek is 'n goudsmid, en ek het baie lank gewerk met goud en silwer. En ek het gesien as ons silwer smelt, en jy smelt hom, teen die regte temperatuur begin hy heeltemal te loop soos kook. Maar na rukkie maak hy so waslaagie bo op hom. As jy net lank genoeg op die regte tyd brand, gaan die waslaag weg en kan jy jouself sien. En so word hy gelouter om elke stukkie vuil voordat hy gegiet word uit hom uit te haal. Die Here sê, dis my woorde, dis nie eers joune nie. My woorde voor ek met jou praat, is so silwer wat in 'n oond gelouter word, oor en oor en oor, sodat dit wat uitkom, dat daar al die skinder, al die vuil grappies, al die vuil taal, al die ligsinnigheid, enige vuil wat hier uit kan kom, weggebrand word, sodat daar net suiwer woord kan uitkom. Daar is niks vals in wat die Here sê nie. Sy woorde is so silwer, wat oor en oor in 'n oond gesuiwer word. Ek bid julle dat jy tot hierdie besef kan kom vandag. Dat dit is die een wat binne in jou lewe. Dat jy weet wat om te doen. Dat jy weet hoe om dit te doen. Dat jy hierdie week kan begin, nie uit jou eie uit nie. Maar dat elkeen van ons hierdie week sal begin en sal weet, die Here is my God. Die Here is my herder. En hy stap hierdie hele week by my, in my, deur my. Hy is die vuur van die Heilige Gees wat binne in my brand. Sodat elke stukkie vuilheid wat binne in my is, gesuiwer kan word. Sodat wanneer ek hom liefhet, dis nou deur jou naaste en mense wat om jou is, absolute, suiwer, skoon liefde is, dat die mense die Here sal ervaar deur jou. Dis hoekom ons hier is. Jy is nie hier vir jouself nie. Jy is hier vir iemand anderster. Julle kan maar kom. Ek gaan nou vir ons afsluit in gebed, en dan gaan hulle sing, en dan kan ons die kollekte opneem. Maar ek wil graag bid saam met julle vandag. Want ek weet die Here is 'n verhoorder van gebede. Ek weet die Here is 'n God van wonderwerke. Daar's van julle wat hierso sit wat nog wonder, doen die Here nog wonderwerke? Wie van julle, sonder om dit te sê dat jy dit glo, wie weet die Here doen nog wonderwerke? Wie wil die wonderwerke graag ervaar? Wie wil dit ervaar, sodat jy nie kan sê, ek het gehoor,
ek het dit gesien, of ek daai mense praat daarvan nie. Wil jy dit ervaar? Persoonlike verhouding met die een wat dit kan doen in jou lewe. Al wat jy kan doen is sê, Here, hier is ek. Hier is ek. So wat Hendrik gepreek het, ja, lang terug, wat my elke dag bybly. Wie ek, Here? Ja, jy. Ek. Ja, jy. Vergeet almal om jou. Behandel die mense om jou asof hulle blind is. Behandel kinders van die Here asof hulle blind is. Onthou dit. Daai seentjie het geglo hy kan swem. Hy kon nie swem nie. Daar's kinders van die Here wat glo, hulle kan sien. Hulle kan nie sien nie. Behandel iemand asof hy nie kan sien nie. Hoe sal jy 'n blinde mens hanteer? As hy oor die pad staan, en hy probeer stap en hy stap voor die karre in, wat gaan jy vir hom sê? Sê, gaan jy nie jou oë oopmaak nie? Jy kyk waar jy stap, jy kan nie sien die karre nie. Of stap jy oor en jy vat hom in sy hand en jy bring hom hierdie kant toe, want hy kan nie sien nie. Dis wat die Here sê, dit is hoe jy my kinders hanteer. Dit is hoe jy met mense praat. Hanteer hulle asof hulle blind is. As iemand kan sien, hanteer jy hom anderster. Maar wanneer jy nie weet nie, hanteer jy hom asof hy net blind is. Hemelse Vader, ek eer U, want U is 'n God wat altyd by ons is. Wat my in gedagte gehad het nog lank voordat ek gebore was. Wat 'n plan met my lewe gehad het nog voordat ek eers daar was. Here Jesus, soos dit elkeen van ons hier binne kan vandag. Met 'n vraag, Here Jesus, wat is dit wat U van my verwag? O Heilige Gees, ek glo en ek bid dat U ons so sal vul dat die vraag nie meer sal opkom nie, maar eerder die antwoord aan U. Hier is ek, Here, stuur my. Daarom, Hemelse Vader, wil ek ook bid. Hier's mense wat siek is in ons gemeente. Hier's mense met wie dit bitterlik sleg gaan. Maar U is ons God en U is ons Vader. En ons kan vir U vra om in te tree. Want ek weet, Here Jesus, U kan nie jok nie. U is die antwoord op elke vraag. Dis 'n voorreg, Here Jesus, om net vandag hier so te kan staan. Vir die mense om hier so te kan sit. Ons bely, Here Jesus, U is die Seun van God en ons vertrou volkome op U. En ons prys U naam daarvoor. Ek wil bid, Here Jesus, terwyl ek sommer hier so staan omdat ek hom beloof het, vir my vriend Barry wat vandag deelneem aan 'n fietswedren. En klein goedjies kan ons na U toe bring en groot goed kan ons na U toe bring. En U is die waarmaker van U woord en mag jy met hom wees daar waar hy nou is. In sy laaste ruk van sy ry. Bid ook, Here Jesus, vir die mense wat siek is. Ek bid, Here Jesus, vir mense wat hier binne kan staan, wat fisies gesond is, maar geestelik swak is. O Heilige Gees, kom en vul hulle. En ons as kinders van U, Hemelse Vader. O Heilige Gees, mag U ons binne in ons brand. Here Jesus, soos die Gees oor U disippels en die mense gekom het en gebrand het, mag U binne in ons brand. Here is om elke stukkie vuilheid binne in ons skoon te brand. Want ons is maar net mense met foute. Elke week, Hemelse Vader, maak ek 'n fout. En elke week, Here Jesus, het U my reeds vergewe. Dankie, Hemelse Vader, dat U nie vir my hoef te sê, FC, eendag sal jy voor my buig nie. Dat ek kan sê, Hemelse Vader, nou buig ek my knie voor U en ek bely U is die Seun van God. Ek bid dit oor elkeen wat hier is vandag. En in besonder, Hemelse Vader, vir pastoor Kobus en sy vrou, wat 'n nou pad stap, en herders is van U skape. Bring hom terug, Here Jesus, en vul hom. En ek prys U naam vir sy gehoorsaamheid aan die Koning van die konings en die Here van die heelal. Ons loof U heilige naam, Here Jesus. Amen.